Let daarop dat in 2017 was die tradisionele vraag 10 vraag 11 gewees. Die onderwyser in 'n wetenskapklas verduidelik hoe verskillende soorte spektra verkry word. Die onderwyser gebruik vereenvoudigde diagramme vir die verduideliking. Watter soort spektrum word hieronder getoon? Hierdie is 'n lynemissie spektrum, want 'n gloeiende gas of 'n warm gas word besigtig deur 'n diffraksierooster. Watter soort spektrum word in hierdie geval getoon? Hierdie is 'n lynabsorpsie spektrum, want die atome in die koue gas sal ligfotone met spesifieke frekwensies absorbeer. In 'n opgewekte atoom kan elektrone vanaf laer energievlakke na hoër energievlakke spring. Hulle kan ook vanaf hoër energievlakke na laer energievlakke val. Die diagram hieronder, nie volgens skaal geteken nie, toon enkele oorgange vir elektrone in 'n opgewekte atoom. Lei die oorgange in die diagram aangedui tot absorpsie of emissiespektra. Wanneer elektrone van 'n hoër energievlak soos E4 of E3 na 'n laer energievlak soos E2 oorgaan, word energie vrygestel as fotone. Hierdie vrygestelde energie vorm deel van die emissiespektrum van die atoom. Absorpsiespektrums aan die ander kant sou ontstaan wanneer elektrone van 'n laer energievlak na 'n hoër energievlak beweeg deur energie van spesifieke golflengtes te absorbeer. In hierdie diagram is die pyle afwaarts, wat aandui dat energie vrygestel word, nie geabsorbeer word nie. So die korrekte antwoord is emissiespektra. Bereken die frekwensie van die foton wat gevorm word wanneer 'n elektron in 'n opgewekte atoom 'n oorgang vanaf E4 na E2 maak, soos in die diagram getoon. Ons bereken eerstens die energie vrygestel in die oorgang vanaf E4 na E2 en ons bereken dit deur die verskil daarvan te kry. So dit gaan wees E4 minus E2. En die energie by 4 is 2,044 mal 10 to die mag minus 18 en ons minus 1,635 en dit is alles mal 10 tot die mag minus 18. En dit gee vir ons 4,09 mal met 10 tot die mag minus 19 joule. So dit is die hoeveelheid energie wat vrygestel is. En ons het Planck se konstante op die formuleblad, so daardie energie is gelyk aan Planck se konstante maal met die frekwensie, so die frekwensie gaan die energie wees gedeel deur Planck se konstante. Ons vat daai 4,09 maal met 10 tot die mag minus 19 en ons deel dit deur Planck se konstante 6,63 maal met 10 tot die mag minus 34. En dit gee vir ons 6,17 maal 10 tot die mag 14 hertz. Die druppelfrekwensie van 'n metaal Q is 4,4 maal 10 tot die mag 14 hertz. Bereken die kinetiese energie van die mees energieke elektron wat vrygestel word wanneer die foton, wat in die vorige vraag gevorm is, op die oppervlak van metaal Q inval. So ons weet dat die energie van 'n foton, E, is gelyk aan Planck se konstante, H,
maal met die druppelfrekwensie F0 plus die maksimum kinetiese energie EK max. Daai energie het ons in die vorige vraag bereken. Dis 4,09 maal met 10 tot die mag minus 19 en dit is gelyk aan Planck's konstante 6,63 maal met 10 tot die mag minus 34 maal met die druppelfrekwensie wat vir ons gegee is 4,4 maal 10 tot die mag 14 plus daai maksimum kinetiese energie. En dan kan ons maksimum kinetiese energie bereken as 1,17 maal met 10 tot die mag minus 19 joule. Ander metaal, R, het 'n druppelfrekwensie van 7,5 maal 10 tot die mag 14 Hertz. Sal die foton, waarna in die vorige vraag verwys is, elektrone vanaf die oppervlak van metaal R kan vrystel. En ons moet slegs ja of nee skryf en ons moet 'n rede gee vir die antwoord. Die frekwensie van die foton, waarna ons gekyk het in die vorige vraag, is 6,17 maal met 10 tot die mag 14 Hertz. En dit is kleiner as die 7,5 maal 10 tot die mag 14 Hertz in hierdie geval. So die korrekte antwoord is nee. Hoekom? Want die druppelfrekwensie is groter as die frekwensie van die foton.